Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons het gister die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus herdenk en wat 'n wonderlike dag. Jesus leef en ons met hom. En in hierdie Paasfeestyd herdenk ons hierdie wonderlike waarheid. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons gaan vanmôre 'n paar verse lees uit Matteus 28 en dit is vers 9 en dan ook vers 10 en dan lees ons verder vanaf vers 16 tot 18. Skielik het Jesus voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom en sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Die Here Jesus Christus het die dood oorwin. Hy het gedeel met die laaste vyand. Hy het vir ons die pad na die hemel toe kom open, sodat elkeen wat in hom glo ook uit die dood kan opstaan. In ons teksgedeelte van vandag sien ons dat die vroue vir Jesus op pad gekry het, nadat hy uit die dood uit opgestaan het. En toe hulle hom sien, het hulle sy voete gegryp en hulle het hom aanbid. En hy het vir hulle dadelik gerusgestel: Moenie bang wees nie. En direk daarna gee hy vir hulle eerste opdrag. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Hy het van sy disippels gepraat. En die vroue het dan ook dadelik die berig aan hulle oorgedra. Die 11 disippels het toe na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. En daar het hulle hom gesien en hulle het hom aanbid. Maar sommige het ook getwyfel. Hulle is ook maar mense, net soos wat ek en jy is, broeder en suster. En daar in Galilea, by daardie spesifieke berg, kry sy 11 disippels dan ook hulle heel eerste opdrag. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, sê Jesus. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit is 'n uiterste groot belangrike opdrag wat aan die 11 gegee word en aan alle kinders van die Here. Ek en jy is hier op aarde, broeder en suster, om met ons lewe God te verheerlik en om sy getuies te wees. Ek is nie hier net vir my eie plesier en gemak nie, maar ek as kind van die Here en ons as Christene moet die wêreld ingaan met die goeie nuus dat Jesus Christus lewe, dat hy vir ons straf gedra het op ons sonde en dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons moet mense disippels van Jesus Christus maak. Ons moet hulle ook doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en hulle leer om alles te onderhou wat Jesus ons beveel het. Nooit mag Christene wegskram van hierdie opdrag van God nie. Dit is ons taak. Dit is ons roeping. Dit is ons plig. Dit is ons opdrag. Kom ek en jy gaan hierdie nuwe dag in en ons gaan deel die goeie nuus van redding in Jesus Christus met alle mense.
Kom ons bid en vra ook dat God, deur sy Heilige Gees, die regte mense op ons pad sal bring. Mense wie se harte ontvanklik sal wees vir sy woord en sy boodskap. En dat God ons almal saam sal gebruik om sy kerk en koninkryk te bou tot sy verheerliking. Mag hierdie dag vir jou geseënd wees, bewaar hierdie boodskap in jou hart, glo daarin en gaan pas dit toe tot eer van die Here. Kom ons bid saam. Baie dankie troue God en hemelse Vader dat ons vanmôre in aanbidding voor U kan buig in hierdie nuwe dag. Dankie dat U deur die Bybel met ons kom praat en vir ons U wil kom leer. Ons loof U Here vir Jesus Christus wat aan die kruis vir ons sondes betaal het en wat opgestaan het uit die dood sodat ons tot in ewigheid kan lewe. Dankie dat U ook van ons as mense gebruik maak as U medewerkers. U stuur ons uit in die wêreld in. Lê U woord op ons lippe en laat ons aan almal vertel dat Jesus Christus die enigste weg tot verlossing is. Dankie vir hierdie mooi dag. Seën dit vir ons. Lei, behoed en bewaar ons en vul ons harte met U liefde en vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.